forwards, lean backwards, to the left, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right, lean forwards, lean backwards, to the left, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Lean forwards, lean backwards, to the left, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right, lean forwards, lean backwards, to the left, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right, lean forwards, lean backwards. I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Move forwards, lean backwards, to the left, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right, lean forwards, lean backwards, to the left, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right, lean forwards, lean backwards, to the left, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right, lean forwards, lean backwards, to the left, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Wat sê? Alright. Nou kan ons almal 'n bietjie opstaan vir die Here. kan ons bietjie staan. 'n Lekker hande prys gee vir die Here. Ek glo almal nou 'n bietjie meer energie in hulle. Ons sê, Here wat ek dien, hey, Hy is so wonderbaar. Die Here wat ek dien, Hy is so wonderbaar. Hy haal my uit die dode en Hy set my in die lewe. Hy haal my uit die dode en Hy set my in die lewe. Die Here wat ek dien, hey, Hy is so wonderbaar. Die Here wat ek dien, hey, Hy is so wonderbaar. Hy haal my uit die dode hey, en Hy set my in die lewe. Ja, Hy haal my uit die dode en Hy set my in die lewe. Die Here wat ek dien, hey, Hy is so wonderbaar. Die Here wat ek dien, hey, Hy is so wonderbaar. Hy haal my uit die dode en Hy set my in die lewe. Hy haal my uit die dode en Hy set my in die lewe. So wonderbaar, so wonderbaar, so wonderbaar. Hy is so wonderbaar. So wonderbaar, so wonderbaar. Hy is so wonderbaar. Die Here wat ek dien, hey, Hy is so wonderbaar. Die Here wat ek dien, hey, Hy is so wonderbaar. Hy haal my uit die dode en Hy set my in die lewe. Hy haal my uit die dode hey, en Hy set my in die lewe. Die Here wat ek dien, hey, Hy is so wonderbaar. Die Here wat ek dien, hey, Hy is so wonderbaar. Hy haal my uit die dode en Hy set my in die lewe. Hy haal my uit die dode en Hy set my in die lewe. Here wat ek dien, hey, Hy is so wonderbaar. Die Here wat ek dien, hey, Hy is so wonderbaar. Hy haal my uit die dode en Hy set my in die lewe.
Hey, hy haal my uit die dode, hy sit my in die lewe. Die Here wat ek dien, hey, hy is so wonderbaar. Die Here wat ek dien, hey, hy is so wonderbaar. Hy haal my uit die dode, en hy sit my in die lewe. Hey, hy haal my uit die dode, en hy sit my in die lewe. Halleluja. Wie wat is jou van? Niemand. My van is niemand nie. Ja, nee, hou op met my spot. Jy weet, dit is wat altyd hier by School of Fire is. As ek iemand 'n vraag vra, dan probeer hulle altyd my omseil. Ek vra nou weer, wat is jou van? Niemand. Ag nee. Kan julle almal vir hierdie naamlose anonieme pastoor 'n hande klap gee? Hoe kan hy niemand wees nie? Het die Bybel nie gesê jy special nie? Het die Bybel nie gesê ek ken jou by jou naam nie? Nou waarvan niemand? Niemand is niemand nie. Wat is jou van? Niemand. Okay, hierdie ou bly by daai van. Dis dan nie niks nie, is net niemand. Wow, okay. Wiek, die Here sê, is dit jou eerste preekie? Dis my eerste preek, Roy, is baie dankie. Eerste van baie. Mag die Here Hoe lank terug het jy hier gekom? 5 maande. 5 maande. Vandag, ja, so omtrent 5 maande terug. My jene, en jy staan al hier. Ek dink daar is mense wat al langer as 5 maande hier is. Ja, ek het hulle ook Nee, name noem. Niemand. niemand nie, ja. Ja, niemand. Okay, nou kom ons gee vir Wiek. Vader, seën hom en laat u naam verheerlik word deur hom in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie, Roy. Ek groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus. Hy is die soetroos van Sharon, die brinkenmôre ster, die lily of the valley, the fairest of 10,000. Is hy nie wonderlik nie? Ek wil net vir julle sê dankie vir die geleentheid om by julle te wees vanmôre. En ek wil vanaand praat oor die werke van God. Wat is die werke van God? Jy weet, daar's 'n gelykenis wat Jesus, wel nie eintlik 'n gelykenis nie, dis waar hy klaar met die mense gepraat het met uit die brode gebreek en hy die skare gevoer met die visse en die brood. En die mense kom na hom toe en hulle sê vir hom, Here, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? En Jesus sê vir hulle, die werke van God is om te glo in die een wat ek gestuur het. Dis die werke. Dit kry ons daar in Johannes 6, maar dan gaan hy verder. In Johannes 9 kry ons 'n baie mooi voorbeeld van 'n blinde man wat buite kan die tempel sit. Van sy geboorte af, sê die skrif, is hierdie man al blind gewees. En Jesus kom uit die tempel uit en hulle is op pad om te stap na hierdie af in die straat, op pad downtown Jerusalem toe. Hulle gaan seker 'n bietjie sy disippels vat vir 'n sjarmaatjie daaronder. En toe hulle so afgestap kom, sien hulle hierdie blinde man daar sit. En die disippels vra hom, Here, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers? En die Here sê nee. Nie een van hulle het gesondig nie, maar dat die werke van God in sy lewe geopenbaar mag word. En die Here doen iets baie interessants. Ek het so ruk terug met julle daaroor gepraat. Hy spoeg op die grond, hy maak klei en hy doen 'n TikTok facial op hierdie man. Hy sit daai klei op sy oë en hy sê vir hom, gaan was vir jou daaronder by die poel van Siloam. En die poel van Siloam is seker so 5, 6, 700 meter van waar die tempel is die poel van Siloam. En die Here sê vir hom, gaan was jou. En die Here beweeg verby met sy disippels. Hy sê nie eens vir Petrus, hoorie Petrus, vat maar net die blinde man en begelei hom af nie. Die man moet sy pad self soek daar af. En daar gaan hy. En hy kom terug en hy kan sien. Nou mense sal dink dit is die werke van God. Maar aan die einde van die boek van Markus lees ons dat die Here het saamgewerk met tekens en wonders. Maar dit was nie die werke van God in daai man se lewe nie. Want jy sien, toe hy terugkom, toe kon hy nou sien. En
wat gebeur toe in sy hart is iets wonderliks. Want hy besef nou, ek het met God te doen gehad, maar hy weet nie wie dit is nie. En al wat hy weet is, sy naam is Jesus. En soos wat hy afstap daar na onder toe, of eintlik op pad terug boontoe, toe ontmoet hy weer vir Jesus. En Jesus sê vir hom, weet jy wie is die seun van God? En hy sê, nee Here, wie is hy, dat ek in hom kan glo? En Jesus sê vir hom, jy het nou met hom gesien, en is hy wat nou met jou praat. En dis is een van die min gedeeltes, of ek dink is die enigste gedeelte in die skrif waar Jesus aanbid word voor die skades. Want die man het neergesak en hy het hom aanbid. En dis wat ek vandag vir jou wil sê, tot jy die dag vir Jesus kan ontmoet en in hom glo, gaan jou lewe baie stagnant wees. Jy gaan 'n beggar bly, jy gaan daar sit en jy gaan blind wees. Ek onthou die dag toe ek een dag waar by die huis gesit het en daar's 'n gedeelte waar Jesus van praat in Lukas 12 waar hy kom en hy sê, hierdie ryk man het alles gehad. Hy het so groot oes ingebring. En dis wat in my lewe ook gebeur het. My oes was so groot dat ek my skure moes afbreek en ek moes vir my groter skure bou sodat ek vir myself kon sê, nou kan ek maar net relax. Ek het alles wat ek nodig het. Daar was 2 BMW's, GT's, 550's in die land en ek het een van hulle gery. My skure was oorlopends toe vol en ek gaan sit en ek sê vir myself, ek is 40 jaar oud, ek kan relax. Ek het niks meer nodig nie. En Jesus vertel daai gelykenis in Lukas 12 van hierdie ryk man. En hy sê, jou dwaas, vanaand sal ek nog jou lewe of jou siel by jou kom haal. Maar die Here spaar my dit. En ek wil vir julle hierso sê, soms gebruik die Here die Satan se aanval om jou te kry, sodat jy in hom kan glo. Drie jaar later het ek niks oor nie. Jy sien, want God soek nie, jy moet jouself verheg nie. Self Paulus praat van die openbaringe wat hy gekry het van God so heerlik was, en so groot openbarings was dit gewees, dat hy homself nie moes verhef het nie. Hy sê, Satan het hom met die vuis geslaan, 'n boodskapper van Satan, sodat hy homself nie moet verhef nie. En dis een ding wat ons moet leer vandag. As God jou geroep het, wees nederig en begin hom dien met gees en waarheid. Moenie jouself gaan staan verhef en sê, hoorie, I've arrived nie. Want die boodskap van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir jou wat gered word, is dit die krag van God. En ek wil vandag net sê, ek het alles verloor. Want ek het myself op 'n pedestal gaan sit en gedink, I've arrived. My skure was vol, tot oorlopends toe vol gewees. En nou die dag staan ons hier agter, ons is besig om te werk aan die koelkamer, ek en Ruben. En pastoor Royes kom by, en hy sê ook vir die manne van Nashua, hierdie man was skatryk gewees. En hy sê toe iets baie special, en ek vat dit, en dit is vir my baie mooi, toe hy dit sê. Hy sê, maar, nou is hy hart vol van die rykdom van Christus. Jy sien, wanneer Christus in jou hart kom bly, dan maak die wêreldse besittings nie meer vir jou saak nie. Want die rykdom wat in jou is, die woord van God wat in jou is, dra die saad om ander mense se lewens te kan beïnvloed. Want wat 'n voorreg is dit nie, om eendag voor God te kan staan, en te kan terugkyk, en na skare agter jou kan sien, wat deur jou woord, tot bekering gekom het. Daar is nie 'n groter rykdom as dit nie. Is om 'n siel saam met jou in te vat in die hiernamaals in. En dan wil ek vir julle vandag sê, soms gaan Satan na jou toe kom en hy gaan vir jou tot in vernedering in
gaan hy vir jou buig, sodat daai onsuiverheid uit jou uit kan kom. Moet dit nie sien as 'n plek waar Satan jou besig is om jou te verneder en jy's besig om afvallig te raak van die woord van God nie. God is besig, soos wat hy met my besig was, om my dag vir dag in daai 3 jaar proses, die goeders uit my lewe te vat, wat nie vir hom saak maak nie. Want jy sien, goud en silwer in hierdie wêreld maak nie vir God saak nie. Hy soek jou hart, want dit is vir hom wat saak maak. Is waar gaan jy opeindig eendag as jy jou kop neerlê? Of as jy gelukkig is en hy kom terug en hy kom haal ons, die wat nog in die lewe is. Maar een ding kan ek vir jou dit sê is, Satan gaan, soms laat die Here hom toe, om dinge in jou lewe te laat gebeur, wat jy dink, dit kan nie God wees nie. Dit is nie God nie, want God is net goed, maar hy gebruik Satan, soms, om dit weg te vat uit jou lewe uit, wat nie daar hoort nie. Want hy is 'n jaloerse God, hy soek jou en jou heeltemal vir homself. Daarom wil ek net na ons toe kom vandag. Daar's 'n baie mooi skrifgedeelte in Timoteus, 1 Timoteus 2, vanaf vers 3, hy sê, want dit is goed en aangenaam voor God en ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered moet word, en tot kennis van die waarheid moet kom. En dit is, my vriend, dit is die werke van God, is dat ons in die een moet glo, wat hy gestuur het, Jesus Christus. Ek wil nie baie dieper ingaan op dit nie, maar ek wil net dit by jou los vanmôre. As die duiwel met jou besig is, en hy vat jou na 'n punt toe, waar jy voel, jy is niks werd nie, jy is verneder voor God, vat dit, en begin van daar af, met die saad van Gods woord, om 'n nuwe lewe in jou te laat opkom. Dat God daai onsuiverhede uit jou uitvat. Daar waar jy gefouteer het, daar waar jy deur jou eie welluste opgeëindig het. Laat God dit vir jou wegvat en skoonmaak, sodat jy op die einde van die dag kan staan voor hom en sê, Here, dis nie ek meer nie, maar U alleen wat in my lewe saak maak. Hier waar ek vandag staan, as ek terugkyk na alles wat ek gehad het, kan ek vir julle dit sê, daar is geen groter gevoel van opgewondenheid in my hart, as om Jesus Christus te ken, en as hom as gekruisigde nie. Amen. Die lewe wat jy nou lewe, moet ons lewe, sodat ons aan hom die eer kan gee. Want die dag as ons bo kom, laat hy kan vir ons sê die woorde, well done, my good and faithful servant. Want vreeslik sal dit wees om te hoor, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. En alles is uit die hart van die mens. Want jy sien, die hart van die mens is boos, bo alle dinge. Daarom sê die skrif, bewaar jou hart, bo alle dinge wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En as ek jou een ding kan leer vandag, is, soek God in alles wat jy doen, en toets jou hart teenoor die woord, heeltyd teenoor die woord. Here, is ek nie dalk besig om nou afvallig te raak nie? Waar is ek nou? Ons is hier in 'n opleidingsskool. Ek sien nie hierdie as 'n plek waar ons mense met afvlekkies noodwendig help nie. Hierdie is opleiding. Hierdie is bootcamp vir die groter dinge wat vir ons wag daar buite. Hier word ons staf. Hier word ons sterk gemaak. Hier word ons geloof getoets daagliks, om te kyk of ons teen die aanslag van Satan kan staan. En as Satan in ons lewe inkom en hy vat oor, en hy wil ons oorvat met dinge wat ons verkeerd besig is mee, God sal dit uitwys, as jy net getrou jouself meet heeltyd aan die woord. En dis al wat ek vandag vir julle wil sê. Moenie moed verloor nie.
Want op die einde van die dag gaan hy terugkom na jou toe. En hy gaan jou optel. En soos vir Paulus sê, op die einde van die dag kan jy sê, vir my is die lewe Christus. En as ek sterwe, is dit wins. Dankie julle. Amen. Ek dink, gee die Here nog 'n hande klap. Kort en kragtig. Ek dink is 'n baie goeie boodskap. Baie dankie Wiek. Baie kragtig. Amen. Ek wil vir julle iets sê as julle eendag almal pastore is. As 'n ding by baie pastore. Okay, daar's baie keer 'n reëling in 'n kerk. Dat die hoofpastoor is baie keer af as die ander preek dat hy ook wegbreek het. Dis iets anders. Maar daar's baie keer 'n ding as ander preek of by 'n college of iets, studente preek, dan bly party mense weg. Die hoofpastoor of wat. Ek wil nou vir julle een ding sê. Ek kry my meeste goeie boodskappe uit studente uit. Baie kragtig. Iemand wat al 30 jaar preek, kan hom maar net deliver miskien. En miskien nie heel opreg nie. Ek sê nie hulle doen dit nie. Ek preek ook al 34 jaar. Maar iemand wat dit sy eerste, tweede, derde keer maak. Ek sit met 'n boek en 'n pen of met my nout en ek maak aantekeninge en ek ontvang elke keer. So moet nooit, soos hy sê, gearriveer het nie. Nou ja, ek wil so bietjie adverteer en mag tussen dit wat ons adverteer, wil ek net so 'n paar goedjies sê. Nou gaan ek nie laat daarna opsteek nie. Want dan het ek nou 30 mense vir China. En die dag as ek by Oliver Tambo staan en laat opklim, kyk ek rond, waar is hulle? Ek is die buffer. So kom my advertensie, gaan nie in Engels oor nie. Hy bly in Afrikaans en ek is die buffer. Niemand weet waantoe, hoe werk dit, wat werk nie. Jy moet 'n graad hê om 'n jaar of meer in China te bly. 'n Geakkrediteerde graad. Daar kan ek alles met jou praat. En met jou gesels as dit is. Jy moet Engels kan goed praat. Jy gaan klas aanbied. Dit is 'n verskriklike tekort in die skole. Jy hoef nie vir 'n onderwyser te geleer het nie. Hulle sit jou in 'n kruiskors, maar jy moet 'n graad hê, jy kan enige tipe graad hê. En dit is ons manier om jou daar te kry, dat jy 'n undercover sendeling is. China is nou verskriklik erg. Dat vir jou sal hulle 10-1 net uit die land uitgooi en 'n bietjie hou. Die een wat jy mee gaan gepraat het, gaan hulle permanent in die tronk sit. So jy gaan hier sit en weet, jy het opgeslip, daai persone sit nou in die tronk. So, moenie hierdie ding cheap vat nie. Maar Jesus sê, gaan na die hele wêreld toe en verkondig die evangelie. En dan vir die mense wat altyd sê, wat gaan maak julle buite? Hier is genoeg werk. Jou laaste deel is hier reg, hier is genoeg werk. Dit is hoekom jy wat in die sitkamer sit en net jou mond uitspoel moet opstaan, traktaatjies vat en Bybels en dan hierdie baie werk doen in hierdie land. En op jou behind sit. Maar, omdat Jesus gesê het, in Handelinge 1 vers 8, gaan eers na Jerusalem toe. Jerusalem beteken hierso, daar waar jy bly, jou huisgesin, jou familie, jou dorp is Jerusalem. Dan sê in Handelinge 1 vers 8, gaan na Judea, dis jou provinsie. En Samaria, dit is jou land, Suid-Afrika. En dan tot aan die uiterste van die aarde. Ek het ook 'n probleem vir iemand wat nooit hier Jesus verkondig gee en op 'n vliegtuig wil klim en dit op 'n ander plek gaan doen. Ek het ook 'n probleem, groot, en God het ook 'n probleem daarmee.
Want jy sien die vliegtuig se kos. En aan die ander kant as jy afklim is dit 'n werklikheid. Mense wat nou negatief is en nie hier kan survive nie, sal binne 2 dae in China collapse. Ek was 10 dae daar alleen. Ek dink nogal ek is taamlik sterk en ek is taamlik geestelik sterk. Ek dink so. Ek het nie geraai, maar ek dink so. En ek het my kop in 'n hoek gaan druk en begin huil van eensaamheid. Want ek is al rooi kop en dit is net swart koppe en dit is maklik om te sê gaan oor see. Dis 'n ander ding wanneer jy by die Hindu tempels is en jy steek jou Bybels by die Hindu tempels weg. So hierdie mense wat gaan, ons kom weer en ons use hulle vir wegsteekplekke en vir die ander goed wat ons doen. Mense kom en sê, maar in China word die Bybel dan gedruk, dit staan agter in die Bybel. Print dit in China. Wil jy nie asseblief, as jy die vraag mooi vra, antwoord ek jou. Maar as jy weer sarkasties is op Facebook of iets, en jy het ongelukkig nie die brein nie, soos ek gister sê, dan moet jy 'n breinoorplanting kry te sê 'n vrou, dis darm lelik om vir mense te sê jy sal betaal vir 'n breinoorplanting. Nou, sy kan toe ook in die ry staan, ek sal vir haar ook betaal, het ek gesê. Maar, hoor gou mooi, hoor gou baie mooi. Hy word in China gedruk, dis business. China sal vir jou enige ding druk. Maar die wagte staan daar hope, en dan voer hulle dit uit. Ek het dit in Hong Kong ontvang, die Bybels, wat gedruk is, en dan het ons hulle teruggesmokkel. Ek was 9 keer, my voet in China gesit, terug in Hong Kong, of terug in, ek is 1 keer met 'n boot, hierdie James Bond bote, maar hy vat 400 mense, maar hy's 'n powerboot. Was ek oor, jy verander jou routes kort, ek was al met 'n trein oor, ek was met 'n vliegtuig oor direk, 2 keer direk in China, met 'n vliegtuig, en met ander maniere met taxis. Hoor vandag wat ek sê, die mense wat vir jou sê, hier's 'n ouetjie op TikTok, ek sien hy naam nou al sy goed verander. Sy naam is ook China. En hy sê, ek sien jy daarom nou, jy kyk nou mooi en jy het volwasse geraak, dis mooi. Want toe in Ukraine was hy, jy die dinges uit ons uit geïrriteer. Ek het later gehoop, jy's in die loopgrawe. Maar okay, hoor gou mooi. Hy sal sê, hulle mag vrylik die Here dien. Hoor gou hier, kan ek gou vir julle iets sê. In 'n kommunistiese area sal jy tot ons tradisionele kerke kry. En dominees wat soontoe gaan. En hulle mag 'n kerk begin. Maar hy mag nie 'n Bybel vir iemand gee nie, en die kaderry kom staan elke Sondag en hulle sê wat hy moet sê, en hy moet die regering hoor as God stel. So jou waarheid is in die selgroepe ondergronds. So ek maak 'n roeping op jou, miskien wil jy saai 2 of 3 jaar van jou lewe, miskien permanent. Hierdie is nie 'n grapie, en jy kan nie oppak nie. Ek sê weer, dit klink lekker om te gaan, ek in Struis wat daar is, het in Liberia, in die nag wakker geraak, laat 'n blikkie Weense worsies, en 'n total karaats wat is op afkom 1, nog. En ons eet hom skelm in die kamer, dat sy sous al opgedroog het. Hy het jy al so 'n blikkie geëet. Hy so oud, sy sous het opgedroog. Hulle staan so krom na binne. En ek sê vir Struis, as ons vanaand van 'n vliegtuig droom, ek wil quit, ek wil gaan. Ja, hierdie ou wat altyd sê ons doen dit, ek wil ook oppak. Ek sê as ons vanaand droom, en toe is 'n pel wat nou in die hemel is, hy bel ons kort 3 keer 'n dag, hy was saam met ons daar, hy bel hy ons en sê, kyk hier sit ek in Wimpy, hier sit ek in, kyk hoe lekker hamburger eet ek in McDonald's. Ek het net nie 'n paar gevleelde woorde geken nie, wil ek hom, maar, hoor gou mooi, en ek sê Struis, as ons vanaand van 'n vliegtuig droom, sê God, jy weet, baie keer bid en vra jy mos vir God, jy skryf hom voor, Here, vanaand wil ek van 'n vliegtuig droom, en dan gaan ek. Ek moet hom sê, ek het gevra vir die Here. En ek raak wakker, ek droom, ek sê Struis, het jy gedroom van 'n vliegtuig?
Nou om vir Struis 2 uur in die oggend tussen muskiete en 4 warm klimaat wakker te maak. Toe Kobie nog daar was, toe betaal hy $50 in 'n aand. Dan start hulle engine vir 'n halfuur net om die een waier vir ons te waai en dan moet ons in die slaap raak binne 'n halfuur. Dis tye daar buite mense. En ek vra vir hom want ek droom toe, nie van 'n vliegtuig nie, maar van 'n vistank wat droog is. Het julle al daai wit rande van 'n vistank gesien as dit droog is? Met een dooie vis in die hoek van die vistank is stukkend gebreek. Ek sê, Here, wat is dit? Hy sê, dis jou attitude. Jy wil visse vang. Kyk hoe lyk jou attitude. Ek wil vandag vir julle sê, ek dink hier's baie wat se attitudes wat nie eers 'n halwe dag sal gehou het nie. Maar ek maak hom wakker, ek sê, het jy gedroom van 'n vliegtuig? Nee, kom ons slaap. Toe slaap ons maar. Okay. So wat ek wil sê, moenie net vir lekkerte. Kontak my nommer is op die skerm. Nou hierdie advertensie gaan nou nie voor Woensdag by jou uitkom nie. Ek gaan, julle kan my derentyd hierdie jaar skakel. Daar's vir 'n groep wat nou moet gaan en dan is daar poste oop vir 'n groep wat eers gaan voorberei met 'n graad. Wat met my gaan praat, ek gaan dit fasiliteer dat julle die graad kry, maar dit moet geakkrediteer wees alles. Ek kan net vir julle sê, ek het laasweek gebid, sê ek, Here, ek sit nou speer in u hande. Want as ek iemand as hoof aanstel, dan val hulle. En ek vra die buitelandse sending. Ek vra u, stuur u vir my die oop deure. Nou ek bid kort vir China. Ek het 'n paar oop deure daar, maar ek soek groot oop deure. Ek kan julle net sê, deur wie ek gekontak is. En ek mag dit sê, is uit die government uit. En dit is waar dit stop. Uit die government uit. Julle weet, dat internet is nie oop nie. As jy wil praat hiernatoe, moet hulle die VNL, wat, help my gou? VPN aansit. Ken jy dit, Rolf? Het jy dit al gesien? Dis iets anders. Dan kom jy nou by die dinge uit. So, as jy vir my ja sê, sal jy nooit die persoon ontmoet wat jou gerekruut het nie. Jy sal net vir my ontmoet. En ek en jy weet ook nie presies wat dan ek kan aangaan nie. So jy moet maar bid of wat 'n scam is, en jy moet maar bid, wag hulle vir jou en sluit hulle jou dadelik toe. So dit is wat kom. So nou moet jy by God gaan hoor. En met my kom praat of jy 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar gee van jou lewe. Maar ek moet jou geestelik voorberei en ek moet jou deurdruk, nie soos hierdie ander mense cho-cho met grade nie, met 'n ware graad wat geakkrediteer is, nie cho-cho grade nie. Maar ons is gerad met daai goedjies. Okay. So, ek wag op julle en daar buite kontak my en dan sal ons vir al ons poststudente stuur en vir al ons pastore wat reeds af en in ander kerke, julle is welkom om te kontak. Ek sê weer, die verantwoordelikheid rus op jou hoe jy bid. As ons 50 oorstuur, kan 30 miskien lekker werk en na 2 jaar terugkom. En 20 kan miskien nie terugkom nie. Ek vat geen verantwoordelikheid nie, dit stuit ek nou hier in Jesus naam. Okay. Dan wil ek eintlik die volgende sê nie. Maar ek het klaar 'n sponsor, dat jy eenmal 'n jaar op 'n vlug kan terugkom en gaan, al is jy 50. Ek het klaar 'n sponsor. 'n Retourkaartjie vir jou. Maar ek het nie 'n retourkaartjie, sê die sponsor, as jy gaan en na 5 dae oppakkie. Dan gaan nie gebetaal word nie. As jy ten minste 12 maande daar is en terugkom, sal daar gebetaal word. Okay, ons het hom. Kom praat met my nie in die gange en waar ek rondloop nie. Jy maak met my 'n afspraak en jy kom praat met my opreg. En dan gaan ek jou eers hier onder pressure sit. En as jy daar die pressure kan slaag,
Dan vat ons dit verder. Amen. Sit jou alarm 16:15 en julle wat dit al gewoond is hoef om nie te stel nie. Ek stel nie meer myne nie want almal sê 16:15 dan bid ek net. Partykeer bid ek 5 uur, partykeer bid ek 4 uur. Maar dit is vir my so lekker as ek daar by mense op 'n plaas kom, veral in Calvinia, en François en hulle, dan gaan hy nog steeds af. Dan gaan myne nie eens af, dan gaan hulle se af. So, kom ons stel om Markus 16 vers 15 en kom in hierdie tyd bid ons nou vir China 'n bietjie. Okay, dankie. Ons wil vandag God die eer gee. Ek het gister, ons trek by 8300 dink ek, maar ons kan verkeerd gecount het, so ek gaan werk op 8000 plus. Okay, ons gaan nog hier klaar maak. As ons nou die jaar klaar, dan gaan ons nog 1 keer plant. Behalwe as die Here anders te sê, daar by Duitshuis, en dit is oor, wanneer hierdie dammeiers reg is, ons doen niks wat ekstra water vereis nie. Ons doen iets waar water moet oorloop. Water wat extra waste is, damme wat leeg getap moet word, dan gaan ons nog plant. Maar ons gee die Here die eer. En gister toe ek so deurloop, is daar kleintjies wat uitkom, die somer is hier. En ek kan nie wag, ek weet nie gaan ons hierdie jaar blomme op die kleine sien nie, maar ons sal volgende jaar natuurlik op almal blomme sien. En daar agter sit, julle sin het ek, was van die eerstes wat ek geplant het by Nene, daai doringloses daar voor my huis. Ons het altesaam 910, maar nie almal doringloses nie. Dit is so 4 rye wat nie is nie. So kan nie wag vir die blomme nie, vir die rooies wat ons tussenin geplant het, die verskillendes. Ek het as ons so plan, as ek kos uit 'n bietjie hier rooies, dat hy weer uitstaan en dit I cannot wait. En wat dit aanvul, die 6de is nou September, daai Sondag gaan kry Koi 'n spesiale opleiding, hy en Andres, met, ek weet nie is dit 20 of 30 byeneste wat kom nie, wat aftap. Jy vir my, jy draai agteroop en jy tap hom uit. Die mense raak grand, Rolf, raak grand. So, dan dink net 'n bietjie na daai mooi blomme. So, die Here vul hierdie aarde met blomme en met mooi goed. Amen. Julle moet eendag net so loop. Jy gaan die vorm, een lyk so, een lyk so. Ek sê nou vir julle, ek lewe my daarin. Gister toe ek die kleintjies in uitkom, toe moet ek my stop om te lag. So opgewonde raak ek, dat hierdie God kuns gee. Okay. Partykeer gee jy vir jou kuns in jou hande ook, met die dorings. Gaan aan. Maar ek sê vir julle dankie, wil ek eers sê, ek kan dit nie alleen gedoen het nie. Baie ander laat, 2 jaar terug, sal julle onthou, die wat die was, ek kap ons laat die vonke so spat in die aande. Dat ons deernag gewerk, met 'n flitsliggie. 8000 plus blaaie kry jy nie sommer in die grond, net een oggend nie. Dink maar by jouself, op hierdie harde grond nie. En die Here is vir ons goed. Amen. Nou, Limekers is vir my 'n verskriklike groot storie. Ek sien nou eers ons is daar in 'n taxi, want hulle moet die taxi by die taxi sit. Ek sien GPT's, of wat? ChatGPT het hom nou by die taxis gegooi. Limekers, mense, ons ry Dinsdag deur. Ek wil vir julle sê, dit is 'n geweldige krisis in Suid-Afrika. Mense wat 30, 40 jaar diens het, 20 jaar, hoor skielik, jy is afbetaal, jy het geen salaris, geen pensioen nie. Jare terug, 30 jaar terug, dat ek het in Beaconsfield geprofeteer en gesê, kom tye. Ek het nog ou Mutual en Sanlam ook genoem. So ek gaan tye kom wat jy dink jy is secure op jou pensioen. Dit gaan nie daar wees nie. Daarom Wiek, jy wat nou in Christus is meer gesecure. Daarom moet iemand sy 10de betaal, want wanneer die nood toeslaan, moet jy jou polis op datum hê by God. As jy jou polis by God op datum het, gaan jy slag. As jy hom nie by God op datum het, gaan jy ondergaan. En die tyd is nou, nog meer. Dat die hele mind toemaak, is ons nie bevoorreg om eerstens kos te vat nie. Vir 'n maand vat ons nou, daarna moontlik nog varkvleis ook vir 'n maand.
Tweede ding, ons vat 'n span deur wat bemoedigende A4 goedjies gaan neersit, wat oor die 2000 mense gaan bereik om hulle te bemoedig. Derdens, ons samel in die Recreation Club siele in. Mense wat in die hemel gaan kom, as die my nie toegemaak het, sou hulle nooit in die hemel gekom het. Dan doen ons evangelisasie met die span. En dan het ons 'n kameraspan wat saamgaan, so ons kan propaganda maak. Ons kan dit by die parlement weer uitkry, soos met Louis Liebenberg se ding. En ons kan by die premier uitkry. En ons kan alles in ons vermoë doen om die mense te laat voorsorg. Dan het ons Wave Movement. Ek sê hierdie goed veel, dis hoekom ek hier goed opsit, dat julle hoor, 'n bediening moet mekaar aanvul en in die rond te werk. Wave Movement, Christian Pressure Group, en babaskoene, maar wat groot goed al doen. So ons kontak die premier, ons kontak Cyril, ons stuur hierdie goed, en die regering tree ook in om die mense te help. En dan laaste het ons nou Law Mediators. So wat gebeur na September? Ons kondig nou vir die mense af, kom hulle, en ons summons die CEO's van hierdie myn. En ons roep hulle tafel toe, en ons kan ook vir die mense opstaan. Want hulle eie maandelikse, wat noem jy daai goed? Unies, het wragtig verkeerd gaan teken. Ok, los dit daar, ek gaan my nie in 'n regsding nou daan bring. Maar hoor julle hoe het God ons nou 'n sirkel gegee, om vir daardie mense te gaan help. En dan natuurlik die drukkie. Ek het jou lief, ons gee vir jou om. Ok, volgende. Ok, dis Wave Movement wat ek van gepraat het. Die takeover seminar, het hy so uitgekom, of kom hy by julle so uit? Ok. Dat tik ek het om reg, soos daai settle. Sit hy hom bo settle aan, sit hy hom onder sy settle. Jy kan maak wat jy wil, en dat sê hy vir jou, ok, hy is nou op. Hy gaan nie verder dit doen nie, hy het nou gestop. Nou ok, ek gaan nou maar in die toekoms dit nie post nie, want ek het klomp moeilikheid gehad, maar, nou post ek, want weet jy wat is in my brein? Ek hoor nie oor die klomp wat sitte mou nie. Ek sê nie as jy my reg help mou jy nie, ek praat daar op by Facebook. Weet jy wat? Ek sien 'n klomp wat ten minste hier uitkom. Al wat het ek verkeerd gespeel. So by the way, het ek nie verkeerd gespeel nie. Ek het gesien wat 'n settle. Ek het dit nog al 'n paar keer nou gesien vir baie ure wat 'n settle. En Seattle gaan drink jy koffie. Maar wat doen jy as jy nie 'n betaalde ChatGPT het en hy sê it is finished? Ek stry toe met ChatGPT. Ek sê maar jy het fout gedoen. So maak die ding reg. Toe sê and wait few hours. Sê ek loop speel. Maar okay. Nou net soos die Peaks. Hy sit nie my ding op wat ek sit nie. Hy sit wragtig vir Ryan op. Ag ek bedoel vir ja. Nou hoor gou hierso. Die seminar is hier. Vrydag aand gaan ons 'n boodskap van change sê. Net in hierdie omtrek 36 pastore wat kom. Ek loof God want dit is eintlik vir hulle wat ons wil leer om tikhuise toe te maak. So hier kom 'n ding. En dan Saterdag is eintlik die ding van 9:30 af dink ek. En aan die dag kos is gratis soos julle sien. The Miracle Tanin Peaks en Tanin Maize Mills het dit gesponsor. Is dit nie weer? Ek sien daar sê 'n paar hierdie week. Rooies, jy is daar maar net geseën. Sê ek ja. Prys God, want ek het nie gaan stil sit on my behind nie. Ek het aan mekaar vorentoe gaan. As mense wat gesê jy kan nie so baie goed aanpak nie. Ek sê ek gaan nog, want I do it for the Lord. En nou is dit 'n sirkel. As ek net die seminar gehad het, moes ek gaan meel koop het. As ek net die seminar gehad het, moet ek gaan vleis koop het. We got it all because I walk with him and I talk with him. En dankie vir 'n span wat saam met my loop. Ek het gisteraand gaan stil sit en toe sien ek die blessing van spanne. Natuurlik moet ek nou my komment los wat ek wil sê. Ons kan nogal verder gewees het, maar kos los dit daar. Okay, volgende. Die evangelie, is dit die laaste een?
Sit met die volgende een op. Kom ons terug na hierdie een toe. Ek wil net sê, die wat nie daar was nie, mense, ek dank die Here, dit het weer groot dinge veroorsaak. Daar is 'n split, daar is 'n ongemak in die parlement. Cyril weet, hy kan nie hierdie ding deursit nie, het 'n moeilikheid. Hoe meer hulle haar afwys vir Toko Makonasi, hoe meer druk sy op. Daai vrou moet bekeer. Sy is verskriklik erg. Maar so 'n klomp, hierdie vrou is nie jy moet sê as jy oorsit, so wag net eers. Hierdie is nie Toko Makonasi nie. Hierdie is 'n hero in my oë. Hierdie vrou is 'n hero in my oë. Kan ek by daai vrou weer kom? Daar's hy. Daai vrou is 'n hero in my oë. Dis 'n vrou wat opgestaan het en sy doen dit vir die Here. En ek dink as jy komment sit, hou dit vir jouself. Jy sal 'n komment oor elke mens kry. Gereël jy so iets? En dan kyk jy of daar geen comments op jou is nie. Ek reël eers ietsie as daar comments op my. So hoor gou mooi. Kom ons seën haar. En moenie comments op haar sit nie. Gaan kyk daar op Facebook. Ek het so skaam geraak vir van my wit nasies. Want dis nie my wit nasie wat ek tussen beweeg, tree nie so op nie. Wat hulle so sleg gesê het. Wat die woord gebruik het, die K-woord. Die swart velle. Ek is so skaam, terwyl 'n swart vrou opstaan dat die kerk se deure moet oopbly, dat daardie vark van 'n wit mens sulke goed sê. Praat vir alle wit mense, ek praat van daardie, wat hierdie vrou so sleg sê. Jy's 'n vark man, jy moet by God uitkom. Die Deborah staan op vir ons. Dit is hoe die vrouens oor die Drakensberge getrek het. Tot van daardie wat so, presies hulle, toe bly hulle aan die ander kant met hulle vierkleur. Toe trek die vrouens oor die Drakensberg, en hulle is vandag nog op Facebook dieselfde. Hierdie swart vrou moet vir hulle oortrek, terwyl hulle sit en komment los. Mag ons nooit so rasbewus raak, en rassisties raak, dat ons dit doen nie. Okay. So ek wil net sê, ons was weer 'n hele klompie mense gewees. Is eintlik lekker as ek dit hier hoef te reël en ons stap dit in. Ek voel geëerd dat hulle my as 'n spreker nooi elke keer. Gaan maar aan. Gaan maar aan. Adria, jy sê jy het geniet. Gaan aan. Okay, is dit die laaste een? Okay. Mense, soos Rolf week vanoggend gesê het, jy is nie eintlik hier vir vrymaking nie. En daarom bid ek, ons bid die laaste tyd baie dat die mense moet gaan. My vrou sê vanoggend is 'n soeming. Ek sê ja. Ons bid dat die mense moet gaan. Henry stop gister daar by Damien. Hy bel, ek sê laat hy loop. Hy sê moet net nie vir Royce nou bel nie. Royce gaan nie agter hom aan ry nie. Hy moet gaan. Ons het nie die tyd meer. Mense in China gaan verlore. Mense in ons land gaan verlore. Terwyl ek met een ou 3 jaar sit. Ag, sal jy jou pilletjie sluk? Ag, kan ek vir jou 'n bietjie pap gee? Ons moet jou net nie lelik behandel nie, want nou net bel jy vir mammy of papi. Ek gaan 'n bietjie op vakansie, want ek moet weer 'n bietjie tik gaan gebruik. Luister hier, as dit jou attitude is, gaan huis toe en gaan hel toe. Met alle respek. Jy kies die hel. Ek stuur jou nie hel toe nie, jy kies dit. Maar as jy wil vir God iets doen, al bly ons 5 uur oor. En daai 5 is op die voerspan, hulle is op die meelmaalspan, hulle is op die uitreikingsspan. Jy varke vas 3 dae, dan gaan ons op uitreiking, kom terug. Of ons laat hulle net uit as in Turksvye. Hoor gou hier. Kan ons opregte mense kry? Hoe kry jy opregte mense? Ek sluit daarmee af. Bybel. Kuier by jou Bybel, by God se woord, die liefdesbrief. Toe ek op skool was, en 'n meisie stuur vir my 'n brief, daar ruik jy hom. Roel, was jy in daai dae? Nee. Hy e-mail kan jy nie ruik nie. Het jy hom geruik daar nie? Stel dat jy ook jou nog geruik.
Nee, ek wil weet wie was hulle. As jy nou sê, ek wil weet wie is hulle. Maar het jy briefies ontvang? Ek soek al die name vanmiddag. Hulle moet hier rond bly, die boere. Ek soek die name. Maar in elk geval, hoor gou, ek het my briefie gevat, net vir julle sê, hou ook hom so in die lig. Dan vat ek brood. Spuit ek hom. Nie baie nie. Hy tyd het ek kamerhuis ingeleen, ek het nie gehad nie. As spuit ek hom, dan maak ek hom toe. Jy borsel eers jou tande voordat jy lek. Dis regtig, want jy ruik tot daar. Ek onthou, ek het tot dit geruik, want jy wil weet wat se Colgate die girl gebruik. Ja, Stella, ons was 'n bietjie in Kakamas anderster. Maar okay, hoor gou mooi, dan skryf ek Holland op die koevert. Hou ons liefde lank aan 'n draadjie. Ansar, ken jy dit? Binne skryf jy same address, nothing new, loving you. Ons die WhatsApp sê, ons die SMS nie. Ek het 'n Ograbies, my telefoonnommer is 13. Die dag toe hulle ons telefoon insit in Ograbies, want ons was arm. Die arme mense het gesê ons was arm. Toe hardloop ek 3 keer om die huis. Ons te telefoon. Ograbies 13, Samuel. Jy kan nie TikTok op hom nie. Niks. Jy mag eers aan hom vat, my ouma kom net met die lappietjie in die oggend. Dan veel hom af. Want dit is 'n luukse ding in die huis. Hoe het ons dan nie krag gehad nie? O, jy het met 'n battery gewerk. O ja. Maar hoor gou mooi. Dan skryf jy, en ek sluit hiermee af, Wiek vertel vir my, 'n girl stuur vir hom. Of hy stuur vir 'n girl. 5 V's. Verliefde voeltjie, verlang, vreeslik. 4 V's. Sy stuur vir hom 8 V's terug. Sê ou Wiek, hy sit daar nie. Pauze en hy lees en hy sien die 8 V's. En toe hy net opgewonde raak, toe hoor hy die uitslag. Verliefde voeltjie, verlang, verniet, vreemde voeltjies, vreeslik. Die Here seën julle, gaan in sy vrede en dien die Here. Amen. I must have prayed 1,000 times for my fears to be relieved. I laid awake 1,000 nights